kom voor U om na U seën te soek ook oor ons erediens. Ons lewe elke dag in U teenwoordigheid, in U seën, in U grootheid, in U goedheid. Laat dit ook hier sigbaar wees waar ons by mekaar is. Amen. In die woord van die Here is gedeeltes wat 'n mens vinnig by verby lees, want jy kom by 'n deel uit waar hierdie gedeelte eintlik gaan. En Genesis 37 is een van daai gedeeltes. 'n Mens gaan vinnig oor hierdie eerste gedeelte, want jy weet eintlik wat kom. En jy kom so vinnig as moontlik daarby uit. Maar hierdie eerste 11 verse in Genesis 37 bevat soveel insig eintlik. En partykeer ook 'n venstertjie vandag in ons lewens in. Ons is besig met 'n preekreeks woorde wat aan ons lei vat. Dit is partykeer goed wat ons hoor wat nie altyd maklik is om te hoor nie. Maar dit hou ons as Christene in hierdie wêreld stewig geanker in die genade van die Here en dit maak 'n mens 'n bietjie anders. Verlede week het ons gehoor dat ons nie hier is om 'n piknik te hê elke dag nie. Ons kry partykeer as gelowiges baie swaar. Ons word uitgelewer aan ouens wat 'n ou spot, wat jou geloof eintlik verkleineer. En ook wat die afgelope tyd gebeur het, mense het agtergekom. Hoe maklik is dit om eintlik 'n slagoffer te word. Ons lees vandag uit Genesis 37. Ons lees vanaf vers 1 en ons lees uit die 2020 vertaling. Genesis 37 vanaf vers 1. Jakob het gewoon in die land waar sy vader 'n vreemdeling was in die land Kanaan. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was as 17-jarige seun 'n skaapwagter by die kleinvee saam met sy broers. En hy was as 'n jong seun saam met die seuns van Bilha en Silpa sy vader se vroue. Josef het vir hulle vader die slegte gerugte oor hulle gebring. Israel was lief vir Josef, meer as vir al sy ander seuns, want hy was vir hom die seun van sy ouderdom. Hy het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak, en sy broers het opgemerk dat hulle vader lief was vir hom, meer as vir al sy broers. En hulle het 'n weerstand in hom gekry, en kon nie vriendelik met hom praat nie. Josef het 'n droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hulle het toe nog 'n groter weerstand in hom gekry. En hy het vir hulle gesê, luister asseblief na hierdie droom wat ek gehad het. Ons was besig om gerwe te bind in 'n stuk land, toe my gerf skielik regop kom en ook bly staan. En kyk, julle gerwe kom toe daar rondom myne saam en buig diep voor my gerf. Sy broers het vir hom gesê, gaan jy regtig oor ons koning wees? Gaan jy regtig oor ons heers? Hulle het toe nog 'n groter weerstand in hom gekry, weens sy drome en sy woorde. Hy het nog 'n ander droom gehad en dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het sowaar weer 'n droom gehad. Kyk, die son en die maan en die 11 sterre het diep voor my gebuig. En toe hy dit vir sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom tereggewys en vir hom gesê, wat is hierdie droom wat jy gehad het? Moet ons, ek en jou ma en jou broers, regtig kom en teen die grond diep voor jou neerbuig? Sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het hierdie saak in gedagte gehou. Lees vanoggend, geliefdes, net tot hier. Terwyl ons so by mekaar is, kom ons sluit ons oë, en net daarna, sonder verdere aankondiging, dan sing ons vonk 113, kom Heilige Gees. Want terwyl ons so bly sit, kom ons sluit ons oë. Here, ek weet, ons bid altyd vir mekaar, ons bid vir ons geliefdes, ons bid vir ons naby mense. En ook hier kry ons gereeld die voorreg om vir ons gesinne te bid. Ons families. Miskien ons
nasate, ons voorsate, ons kinders, ons ouers, ons grootouers. Elkeen van ons ken iemand vir wie dit moeilik is om te bid, Here. Miskien bid ons al lank vir hierdie persoon en met die tyd het ons opgehou. Miskien het ons by 'n punt gekom dat ons gebede vir hierdie persoon volgens ons vasslaan teen die plafon. Miskien het ons opgehou bid vir hierdie persone omdat hulle spot met ons as gelowiges. Ons kom vanmôre en ons bid opnuut vir hierdie persoon of persone. Terwyl ons besig is om saam te bid, Here, kom die persone se name by ons op, lê ons koppe en ons harte vol. Ook vanmôre bid ons weer opnuut, Here. Niks is vir U onmoontlik nie. Niks hou die Heilige Gees buite nie. Niks keer die werk van U grootheid nie. Dankie dat U altyd by ons teenwoordig is. Somtyds is dit maklik om daardie teenwoordigheid raak te sien, selfs te voel. En somtyds vir alles 'n mens deur 'n moeilike tyd gaan, word dit so bietjie moeiliker, maar Here, wat ek voel en wat ek beleef, vat nie weg en maak nie anders dit wat werklik gebeur nie. Dankie dat U altyd by my is. Dankie dat U my dra deur moeilike tye. Dankie Here dat my hoop van U afkom. Dankie Here dat U my krag gee om staande te bly. Dankie Here dat U my lewe vul. Dankie Here vir U goedheid en U guns wat ek beleef. Wanneer ons vanoggend besig is met U woord, wil ons ook nie blind wees vir onsself nie. Ons weet ook as ons vanmôre so 'n bietjie inkyk hier saam met Jakob en Josef, dat daar dinge is wat dalk nie regloop nie, maar hierdie goed, Here, is nie buite U vermoë nie. My krag kom van U af. My vergifnis kom van U af. My wysheid en my insig vind ek by U. Dankie Here, dat U boonop ook verskriklik geduldig is met my. Ons prys en loof U ook vanmôre, en ons stap van hier uit, nadat ons by mekaar was, en nadat ons 'n bietjie saam gekuier het, hernuut gevul met U Gees. Help my Here, om dit altyd te besef. Amen. Geliefdes, ontmoet vir Josef, 'n tipiese tiener, uit 'n baie groot gesin. Josef se pa, Jakob, was 'n volksplanter. Hy het gaan volk plant in 'n vreemde land, Kanaan, vreemde mense, vreemde gode, vreemde gebruike. En wanneer jy volk plant, is terughou nie 'n opsie nie. Daar was baie kinders. 12 broers, en dan word die sissies nie eens getel nie. Maar eintlik so met die baie kinders saam, was dit net 'n opdrag wat hy uitgevoer het van God, van blaai 'n paar hoofstukke terug, Genesis 35, sien jy vers 11, daar die bekende woorde, ek is die Here, die almagtige jou God, wees vrugbaar en vermeerder. En dan die mooi woorde, uit jou, Jakob, sal 'n nasie voorkom, eintlik 'n skare van nasies. Uit jou liggaam sal selfs konings voorkom. Ja, Jakob het gehoor, en Jakob het hierdie opdrag baie ernstig gevat. Daar was uiteindelik die 12 seuns wat die 12 stamme van Israel sou vorm. En 'n mens dink soms daar was net 2 vroue in sy lewe. Lea, met wie hy eerste getroud was, en Rachel, vir wie hy baie lank gewag het, maar daar was meer. Daar was 4. Hierdie 12 seuns het 4 ma's gehad. By Lea was daar Ruben en Simeon en Levi en Juda en Isaskar en Zebulon.
En toe kom haar slavin aan die beurt. En by Silpa was daar gat en aser. En toe kom Bilha aan die beurt. Dit was Rachel se slavin en by haar was daar gewees Dan en Naphtali. En toe uiteindelik sy liefling, met wie hy lang tye later kon trou, Rachel, by haar Josef en Benjamin. 'n Groot ramp gebeur met die geboorte van Benjamin. Rachel sterf. Sy sterf met die geboorte. En sy word uiteindelik begrawe naby Bethlehem en Efrata. Ja, dieselfde Bethlehem as eeue later sy geboorte. En so word Josef groot as die tweede jongste in die groot gesin. Met 'n ma wat vroeg dood is. Hy was waarskynlik 2-3 jaar oud toe sy ma oorlede is. En 'n mens wonder, het dit 'n rol gespeel in sy lewe? Want die ouetjie is toe omring met 'n baie groot gesin. Daar is boeties, daar is stiefmaas, daar is 'n pa, maar sy eie ma is nie daar nie. En van die begin af kom jy ook agter, is 'n gesin met sy eie drama. Ou Ruben, kom ons later agter, maak toe oogies vir een van sy stiefmaas. Bilha, sy pa sy eie vrou. En dan kom jy by Genesis 37 uit. En Genesis 37 is soos 'n storm wat deurbroei. Daar uit Suid-Afrika het waar ons gekom het, daai goed mos so blou aangekom. En hoe nader hy beweeg het, hoe meer het jy agterkom, dis nie blou nie, dis swart daai. Dis 'n swart storm wat aankom. En hoe nader die storm kom, hoe meer kom jy agter, hierdie ding is gevaarliker as wat ek vermoed het. Genesis 37 is so storm. Van die begin af weet jy, hier kom moeilikheid. Jy hoef nie 'n genie te wees om dit te sien. Want van die begin af wat jy hierdie verse lees, is daar 'n ongemak in jou. Want hier word goed neergeskryf wat eintlik nie so moet wees nie. En soos wat mense hierdie gedeelte ontdek, kan jy agterkom, is die ongemak oor hierdie pa wat sekere goed gedoen het wat hy nie moes doen nie, of is die ongemak in my, omdat van hierdie goed ook by my gebeur, in my huis plaasvind. Ek het net nou gesê, ons lees baie keer hierdie gedeelte om by die hoofgedeelte uit te kom. En ons mis dit wat hier geskryf staan. Maar kom stap saam. Want hier word foute gemaak. Hier word goed gedoen wat nie moet gedoen word nie. En hier gebeur goed nie wat eintlik moet gebeur. En as jy saam stap, wees maar ook eerlik soos wat ek was met hierdie gedeelte. Is daar baie keer goed is waarby jy moet stil staan en jy moet weer dink oor die keuses wat jy maak en die besluite wat jy neem doen het. En is daar hier en daar 'n spieël op die waarin jy moet kyk? Doen ek. Want die genade van ons Here is baie groot. Begin met die 17-jarige seun, wat in daai tyd gedoen het wat 17-jarige kinders gedoen het. As jou pa 'n kudde gehad het, het jy hierdie skape of bokke opgepas. Die woord praat hier van klein vee, so skape en bokke. En Josef is 17 jaar oud en hy pas hierdie skape en bokke op, of so dink 'n mens. En hy werk saam met die broers wat net ouer as hy was. So op hierdie stadium is hy 17, en hy werk saam met Bilha en Silpa se kinders, Gad en Aser en Dan en Naphtali, wat waarskynlik dan nou ook in hulle laat tienerjare, vroeg 20's is. En kyk jy die prentjie van ver af, sê jy dink die 5 boeties pas nou lekker skape op, hulle leer by mekaar. En dan kom jy agter, nee, dit is nie so nie. Die 4 ander boeties pas skape op. Josef is nie daar om skape op te pas nie. Josef sit eenkant en kyk wat hulle doen. Josef is sopas aangestel as die hoofseun oor hierdie bommeltjie, die hoofman oor 100, aangestel deur sy pa om stories aan te dra, aangestel eintlik in goeie Afrikaans om 'n klikbek te wees. En klikbekke is nêrens welkom nie.
Die woord sê, Josef was daar om stories te kry, om vir sy pa te gaan vertel. En jy moes dit ook al beleef het in jou huis. Stories aandra is nooit positief. Die oomblik as daar 'n jongetjie is en die stories word aangedra, dis nooit positiewe goed nie. Die gesin moet nog ontdek word, ontwerp word, gevestig word, waar klein sis of klein moet aangehardloop kom na oupa of ouma of pappa of mamma toe en sê, "Joe, ek is so lief vir my boetie en sussie, hulle doen alles reg, hulle doen hulle huiswerk, hulle eet ordentlik, hulle kyk mooi na my, hulle speel lekker met my, hulle is baie, baie, baie regverdig en hulle is absoluut gehoorsaam, jy moet hulle beloon." Daai gesin bestaan nie. Stories aandra is altyd negatief. Maar hy gaan die woord verder. As staan Josef het slegte gerugte oor sy broers versprei. Kom ek verduidelik gou die woord sleg. Dieselfde woord word gebruik in Genesis 3 vers 5 om die verskil tussen goed en kwaad aan te dui. Dieselfde woord word gebruik in Genesis 13 om Sodom en Gomorra te beskryf. Dis boos. Dis nie 'n kinderstorie nie. Dis regtig iets wat hierdie 4 ander in 'n verskriklike slegte lig stel. Josef is 'n tiener. Hulle wêreld moet nog ontwikkel. Op 17 gaan die wêreld oor jou. En as jou pa jou in 'n posisie stel waar jy eintlik nie moet wees nie, gaan jy dink dis hoe dit moet wees. Die mag is heerlik, ek geniet dit. En om hierdie mag te gebruik om iemand anders in die moeilikheid te kry, dis wonderlik. Die probleem lê nie by hierdie ouetjie nie. Want sy wêreld moet nog gevorm word. Die probleem lê by die sender. Die een wat hom in hierdie posisie aangestel het, die een wat hom gekroon het, die een wat gesê het, bring vir my slegte gerugte oor jou broers. Gaan kyk 'n bietjie wat daar aangaan, wees my oë en my ore daar. En dan bring hy vir hom goed. En hierdie goed vorm basies die fondasie van hierdie pa se optrede teenoor hierdie kinders. Dit word die voedingsbron vir sy reaksie. En jy kom dit duidelik agter. By die 17-jarige is daar nog 'n reuse ego. En daar is weinig tact. En dit wys. Maar net as jy dink, hierdie is die grootste probleem. Hierdie gemors het laag en dit word op mekaar gebou. Waarop wou hierdie een gebou? By vers 3 se probleem. Wat staan in vers 3? Jakob of Israel het Josef lief gehad, meer as al sy ander broers, want hy was 'n kind van sy ouderdom. Dit beteken hy was 'n laatlam, hy het amper laaste gekom. Benjamin is 'n ander storie, sy vrou Rachel het sy lewe verloor, Jakob moet dit seker nog verwerk, maar klein Josef. Vers 3, vlek eintlik hierdie gemors oop. Hier is 'n weegskaal. Aan die een kant is Josef, aan die ander kant die 11 ander boeties, en Josef weeg swaarder. Sien jy die gemors? Hoor jy die storm? In gewone Afrikaans noem ons dit sommer witbroodjie. En die witbroodjie syndroom het baie slagoffers. Vir elke witbroodjie is daar waarskynlik 10-tal meer verloorders, want daar kan net een wenner wees in so 'n geval. Vir elke witbroodjie is daar iemand wat afgeskeep word, te nagekom word, nie gehoor word nie, nie deel het nie. In hierdie geval is die verhouding 1 tot 11. Is nie 'n lekker sommetjie nie. Ek weet in die ou dae, ek hoop nie is nog so nie, oupa en ouma se naamgenoot was gewoonlik vet voorgedruk, was dit nie. Oomblik as oupa vernoem word, daai ouetjie dinge loop lelik, of ouma word vernoem, is die hartse punt.
Het jy groot geword sonder herinneringe dat jy soms uitgesluit gevoel het, afgeskeep was, nie dieselfde behandeling ontvang het nie, onregverdig behandel was, is dit nie by jou teenwoordig gewees nie, was jy waarskynlik die witbroodjie. Want ons ander het dit almal gevoel. Jy sien, dis 'n probleem. Wanneer jy iemand liefhet, en met daai liefde iemand anders uitsluit, is dit nie 'n liefde wat bou nie, dis 'n liefde wat breek. Dis 'n liefde wat groter pyn saai, as wat enige goed kan bring. En as nog 'n laag, net as jy dink dit kan nie erger word nie. Jakob besluit hy wil sy liefde vir sy kind vier. En daar word 'n kleed gemaak. Nou in die 70e jare het die ouens gesê dis 'n amazing technicolor dreamcoat. Daar was nie klere betrokke nie. Die oorspronklike Hebreëus sê net dit was 'n kleed tot by die hande en voete, lang moue, amper soos 'n toga vir status. Jakob sê ek gaan hierdie kleed maak sodat my kind weet hoe lief is ek vir hom. Jakob sê ek gaan hierdie kleed maak sodat sy broers kan sien hoe lief ek is vir hom. 12 seuns, 1 kleed. Die somme werk alweer nie. Uiteindelik word hierdie toga toe die toga wat die status vir Josef bring as Jakob se mees gehate seun. En dan tref jy 'n woord aan hier wat oor en oor herhaal word, sahnei. Die Bybel vertaal dit met weersin, dit beteken eintlik haat. Elke ding wat gebeur, elke laag wat opgepak word, elke klikstorie, meer haat. Elke keer as Jakob sê ek het jou lief, meer haat. Elke keer as daai kleed aangetrek word, meer haat. Dit bou op en dit bou op tot by 'n punt dat dit gaan oorkook. Die gevolg, hulle verstoot hulle broer. Daar's 'n wrevel. En dan sê die woord, hulle het later hom nie meer gegroet nie, hulle het nie gepraat met hom nie. Besef Josef wat besig is om te gebeur, hy is 17. Op 17 gaan die wêreld oor jou. En sy pa sit hom in 'n posisie waar hy hom verlekker oor die bewondering en nie die skade besef nie. En dan kom die finale laag. Nou droom klein Josef ook nog. En sy drome gaan alles oor homself in die middel. Daar word gerwe gepluk, alles lê plat, syne staan regop, die ander buig voor hom. Weer eens sien 'n mens die woord sahnei. Die broer se weersin groei, moet ons nou voor jou buig, is jy die nuwe koning, is jy ons heerser? 'n tweede droom. Die hele uitspansel, die son, die maan en die sterre, hy is die blinkste sterretjie, die son en die maan en die ander sterre buig voor hom, en die keer kom Jakob agter, ek is besig om 'n monstertjie groot te maak. En hy vra, moet ons, ek en jou maas eintlik, en jou broers, en die hele familie voor jou buig? Ek wonder of dit die oomblik was, wat hy besef het, ek het droog gemaak. Dis nou Jakob. Want Josef word daar die boetie, wat jy nie wil ken nie. Josef word daai een, as hy nie vertrek instap, dan stap hom uit. Josef word daai een, vir wie jy eintlik jou ore wil toedruk, want jy is moe vir sy stories. Josef word daai een, vir wie jy niks sê nie, want jou woorde gaan jou kom byt. Josef word die boetie, oor wie jy nie praat nie. Want alles wat hy doen, gee eintlik aanstoot vir sy familie. En het is eintlik ongelooflik hoe vinnig 'n mens kan toondoof word vir aanstoot. Ek sien deesdae dinge op sosiale media, mense wil baie keer aanstoot gee.
Hoe meer aanstoot jy kan gee, hoe meer mense se vere jy omkrap, hoe meer besef jy kolskoot, ek het jou. Snaaks hoe sonde ons vir mekaar afgestomp het, is dit nie? Omdat hierdie 'n siek gesin is, omdat hierdie fondasie gekraak is, omdat hierdie pa lief gehad het en sy liefde nie ingesluit het nie, maar uitgesluit het, word hierdie drome nie gesien as visioene van God af nie. Dit word nagmerries. Eintlik onthul hierdie drome, God het planne. Hier kom 'n hoofstuk wat niemand verwag nie. Maar omdat almal so stikkend en seer is, gaan selfs hierdie drome nie goed af nie. Die laaste goed voor die misdaad toneel gebeur eintlik vinnig. Ons het dit nie vanmôre gelees nie, kom ek deel dit met jou. Daar kom te weer 'n oomblik waar die boeties moet gaan skape oppas. Maar ek dink daar was daar 'n bietjie droogte of die veld was oorbewy, want hulle word toe verder gestuur, Sichem toe, om die skape op te pas. Almal is daar behalwe Josef. Josef bly by die huis. En ek dink op hierdie stadium weet jy dalk genoeg om jou eie opinie te hê hoekom dit gebeur het. Ek het my eie opinie gehad. Dalk het sy pa gesien hoe sy broers oor hom praat. Hulle nie vertrou saam met hom nie, gedink hy kan hulle nie ver van die huis afstuur en hom saamstuur nie. Of dalk het hierdie broers selfs gesê as Josef gaan ons nie. Maar Josef is by die huis. En dan stuur sy pa hom weer. Hierdie keer met 'n ander opdrag. Gaan kyk of dit goed gaan met jou broers. Die Hebreëse woord shalom word gebruik. Gaan kyk of alles reg is. Gaan kyk of dit voorspoedig gaan met hulle. Dis 'n positiewe sending. Maar dan kom die woorde weer by. Bring vir my jou woorde terug. Kom vertel weer vir my. En omdat mens gewoond is dat die woorde wat teruggekom het altyd negatief was, altyd afgebreek het, verwag jy nie iets anders nie. Jakob weet eintlik nie wat hy hier doen nie. Josef gaan, kry nie die broers in Sichem nie, loop 'n vreemdeling raak, die vir hom, sê vir hom, hulle is by Dothan, en die oomblik as hierdie boeties hom sien aankom, kook die pot oor. Partykeer het 'n vol dam net 'n druppeltjie nodig. En hy loop oor. En jy kan agterkom as jy hulle hoor praat terwyl hy aanstap. Hier's jare se woede wat opgebou het. Jare se wrevel, opgeboude haat, verwerping wat nooit aangespreek was nie. Seer wat misgekyk was. Partykeer ons is 'n slagoffer iets gedoen het. Hulle verskyn in die hof. En jy krap diep genoeg, dan kom jy agter hoe diep en hoe lank het hierdie goed opgebou. Tot 'n klein dingetjie hulle laat knak het. Dieselfde hier. Kom nog aangestap, dan word daar onder mekaar gesê, kom ons raak van hom ontslae. Kom ons maak sy stem stil. Kom ons gooi hom in 'n put, in 'n opgaarput waar niemand ooit sal kyk nie. Kom ons maak hom dood. Gelukkig is Reuben daar, die oudste boetie. En hy sê, kom ons maak hom nie dood nie. God hou nie van moord nie. Kain en Abel se stories is nog vars. Dis nog lank voor hierdie 10 wette neergeskryf is. Dit was nog nie nummerie by hulle nie. Maar eintlik sonder dat hy dit weet, haal Reuben die 6ste gebod aan. Jy mag nie doodslaan nie. Kom ons gooi hom in die put, want hy het 'n gedagte gehad as hy in die put gegooi word en die ouetjie skool 'n bietjie af kan hom later daar uithaal en na sy pa toe terugvat en sê hou jou seun hier. Maar voordat hulle dit doen, trek hulle eers daai kleed uit.
Want dit was die simbool van hulle stikkindheid. Die simbool van hulle verwerping. Die simbool van hulle seer. Hulle trek die kleed uit, gooi hom in die put, en weet julle wat doen hulle dan? Hulle eet brood. Hulle breek 'n broodjie. Partykeer eet mense op vreemde goed. Ek kan nooit begrafnisbroodjies doen nie. Net daarna met die kaal boetie in die put, breek hulle brood. Reuben vat die pad, hy gaan doen iewester iets, Juda is in beheer, daar kom 'n spul mense aangetrek, met kamele aan van Gilead af, klomp Ismaeliete op pad Egipte toe, hulle gaan hout en gom en hars verkoop, en ewe skielik dink Juda, ek het 'n wen-wen situasie, kom ons raak ontslaaf van hierdie boetie, as ons hom nie kan doodmaak nie, kom ons verkoop hom, 20 silwer muntstukke in die gat uit. Probleem is opgelos, ons kan terug gaan huis toe, kom ons kyk of dit nou normaal kan raak. Mensenhandel, klink na die beter opsie is dit nie. Ewe skielik onthou daai groen oogies van daai kind in die Kaap, is dit Jocelyn Smith, wat toe ook deur mamma verkoop is, maar vermoed nie. Is nie altyd die beter opsie nie, is dit. Hier gaan Josef, 20 silwer muntstukke, eeue later word Jesus vir 30 verkoop, 'n wonderinflasie. Mens sal nie weet nie. En dan kom Reuben terug. Josef is nie daar nie, 'n nuwe plan moet gemaak word, as jy in leuns leef, kry net nog een in die hande. Kry daai kleed, maak dit die moordwapen, smeer hom vol bokrambloed, stuur hom terug huis toe en sê, dit is jammer papa, dit moes 'n roofdier gewees het. God het planne gehad, waarvan niemand weet nie. Die volgende hoofstuk was klaar geskryf. Op hierdie oomblik het niemand dit besef nie. 'n Finale toneel, 'n pa by die huis, wat die bebloede kleed kry, en nou wonder hy, toe hy sy klere skeer en sy roukleed aantrek, en hy wil niemand hom kan stop nie, het hy lank genoeg stil gestaan ook, by die foute wat hy gemaak het. Het hy op daai oomblik besef, my liefde het uitgesluit. My liefde het iemand uitgesonder en ander afgeskeep. Was daar genoeg tyd om terug te gaan en vergifnis te vra? Hierdie is vandag die woorde wat ons aan ons lywe voel. Hoe nodig het ons die Here se genade nie. Amen. Ons glo in God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het, uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus gelei het en begrawe is, op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie,
Ons glo in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in 'n heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes, ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes in die Here, ontvang die seën van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen bly wees. Amen.